Môre mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou vandag het ons nou weer hierdie ding, ons wil 'n bietjie kweperkonfyt kook. Nou hier het ons nou 'n kweper. So lyk hy. Kweper is nie meer 'n vrug wat so gewild is soos vroeë jare nie. En is 'n baie stewige vrug. Hy is baie ryk in pektien. Dis nou hierdie vrugte jelly. Nou kyk, ons gaan nou vandag die konfyt kook. Jy kan dan kweper curry kwepers maak, jy kan kweper jelly maak. Eintlik 'n baie veelsidige ding. Ons gaan nou die kwepers uitmekaar maak, afskil. Gooi hom in water, 5 liter water met 15 ml sout. Want kyk, die kwepers, as jy hom bewerk, sommer soos jy hom bewerk, so raak hy amper bruin in jou hande. So die soutwater keer die oksidasie en dit moet nou onder die water. Nou die pitte in die skille hou, jy kyk, hier het ons nou 'n pit. Hy het so 'n slijmerigheid om hom. Dit is die pektien. Kyk, mense kan nie lekker op die kamera sien, maar hy so tuigheid. Nou wanneer mense die kwepers kom maak, hou mense die pitte en die skille eenkant. Die pitte en die skille kook ou in apart in 'n pot water, sê maar so in 5 liter water, laat jy 2 liter water kan afskep om in die konfyt te gooi. Nou ja, hier het ons nou die water gekook. Hy is omtrent lekker slijmerig. Mens kan nou lekker, hier weet goed, is lekker slijmerig. Ons tes net so 'n bietjie, maar dit is nou die pektien. Hy is so effe ty. Nou vat ons die water en ons gooi dit deur 'n sif. Ons het 2 liter van die pitskille water nodig. Gaan hy 4 sulke bekers, is 2 liter. Dan gooi ons hom in. As 'n mens vrugte bewerk, jy kook konfyt en so en die vrugte is effe waterig, gooi vir jou halwe kweper by. Hy maak hom nog so 'n bietjie. As hy. Het is 2 liter water. As hy daai. Nou hier het ons nou ons vrugte in die pot wat klaar opgesnipper is. Dit is 3 kg vrugte. En dan kom 2,5 kg suiker by. Nou ja, dan vat ons nou hierdie kweper skille pit water. En ons gooi dit in die pot. Daar is hy. Nou kan die pot maar in die kok gesit raak. Mense doen nou stadig kook, want kyk, hy brand maklik aan. Maar omtrent so na 45 na 50 minute toe behoort die kweperkonfyt reg te wees. En dan kan 'n ou dit bottel in gesteriliseerde bottels en dit kan soos enige konfyt amper onbepaalde hobby raak. Nou ja, dis sover. Ons gaan nou voor die kweper kook en as dit klaar is, dan wys ons hoe bottel ons hom. Nou ja, hier is ons nou by ons kweperkonfyt. Die goed is nou klaar gebottel. Ek was nou weggegaan en na noodgeval toe. En toe engeltjie het aangegaan en sy het nou maar klaar gebottel. Maar hier is ek maar weer terug. Nou kan ons gou ons video klaar maak. Ek het geweet die resep gaan is so 3 kg gesnipperde kwepers en 2,5 kg suiker. Die kook ou saam met 2 liter van die water wat jy gekook het saam met die skille en die pitte. Die pektien sit eintlik rondom die pitte. Maar nou ja, hier is nou van die konfyt wat klaar gekook is. Dit lyk baie mooi. Baie mooi konfyt. En hy ruik baie lekker en hy lyk baie lekker. En hier is hy gebottel. Probeer gerus die kweperkonfyt. Hy gaan baie lekker saam met 'n braaivleisie ook. Daar is baie variasies wat mense hom kan doen, soos curry kwepers en kweper jelly en al sulke goeters. Maar ons het nou maar vandag eers die konfyt gemaak. So dis hy, probeer hom gerus.